Goeiedag, graad 12 leerders. My naam is Juffrou Isaacs en welkom by vandag se toerisme les. Hierdie les word aangebring deur die Noord-Kaapse Departement van Onderwys in samewerking met Pakama Navorsing en Ontwikkeling. Kom saam met my. So vandag gaan ons kyk na buitelandse valuta. Wat is die les se doelwitte? Ons gaan kyk die verskil tussen plaaslike en buitelandse geldeenhede. Dan gaan ons kyk na wat is 'n swak rand en 'n sterk rand. En wat is die faktore wat die wisselkoers heel moontlik kan beïnvloed? Positief of negatief. Net so om terug te gaan. In graad 10 of die is algemene kennis. Weet ons natuurlik wat plaaslike geldeenhede is. So in die les gaan ons fokus daarop. Wat is buitelandse valuta? Natuurlik buitelandse geldeenhede. En wat beteken die wisselkoers? Ons hoor net altyd daarvan. Maar sit en bly met my. Net so 'n vinnige toetsie om net te sien waar is ons. So jou grondlyn assessering se vrae is as volg. Watter geldeenheid word in Suid-Afrika gebruik? Wat is ons groot hoofgeldeenhede? So dit is nou die geldeenhede wat ons gereeld van hoor, het sy dit nou op die radio is, of dit sien op televisie tydens die nuus. Is daar sekere gebeurtenisse wat ons rand kan impak? Negatief of positief? En dan, wat word bedoel met fluktueer? As jy gereed? Wel, watter geldeenheid word hier in Suid-Afrika gebruik? Natuurlik die Suid-Afrikaanse rand. Wat is ons groot hoofgeldeenhede? Dit is wat ek nou genoem het, wat ons van hoor op die radio of sien op die nuus. So ons sien altyd die FSA dollar, die Britse pond, die Europese euro en dan die Japaneese yen. Is daar sekere gebeurtenisse wat ons rand kan impak? Natuurlik ja. En ons gaan later bespreek wat daardie tipe gebeurtenisse natuurlik is. Wat word bedoel met fluktueer? So fluktueer beteken die geld se waarde bly nie dieselfde nie. Dit verander op 'n daaglikse en soms 2 of 3 keer per dag. So dit bly nie dieselfde nie, dit wissel gereeld. Terminologie wat jy moet ken vir hierdie les. As ons verwys na geldeenheid, praat ons van die geldeenheid wat in 'n bepaalde land gebruik word. Tweedens, wat beteken fluktueer? So dit is wanneer iets voortdurend wissel of verander. Dit bly nie dieselfde nie. Plaaslike geldeenheid, geld wat in jou eie land gebruik word. En dan begin ons les. So plaaslike geldeenhede is geld wat in jou eie land gebruik word. In ons geval is dit die Suid-Afrikaanse rand. So jy sal hom sien as 'n R of nou en dan skryf hulle hom as 'n ZAR. Reg. So as ek 'n inlander of 'n inwoner is van Suid-Afrika, beteken dit ek sal die Suid-Afrikaanse rand natuurlik identifiseer as my plaaslike geldeenheid. Maar as ek nou sou in Amerika bly, sal my plaaslike geldeenheid die dollar wees.
en dan enige ander geldeenhede is buitelandse geldeenhede. So dit wil sê, ons in Suid-Afrika se plaaslike geldeenheid is die Suid-Afrikaanse rand. Enige ander geldeenheid word nie in ons land gebruik nie, so dit wil outomaties beskou as buitelandse geldeenhede. Buitelandse geldeenhede verwys na enige geldeenheid wat in ander lande gebruik word. So dit word verwys na die buitelandse valuta. So, moenie dink dis 'n nuwe woord nie. So buitelandse valuta is dieselfde as die buitelandse geldeenhede. So hulle is natuurlik dieselfde. Dan die 5 of belangrikste geldeenhede in die wêreld. En die rede daarvoor is meestal omdat ons handel dryf of omdat hierdie lande handel dryf met mekaar. So as Suid-Afrika handel of dryf handel met hierdie geldeenhede of hierdie lande wat van hierdie geldeenhede gebruik maak. Ons het 'n Britse pond of die Britse sterling pond. Dan het ons die Japaneese yen, die Amerikaanse dollar, Australiese dollar en die Europese euro. So nie een van hulle het dieselfde waarde in ons land nie. So nou gaan ons kyk wat is die verskil tussen 'n swak rand en 'n sterk rand. 'n Sterk rand is wanneer die land se rand sterk is en dit beteken dat Suid-Afrikaners minder vir goedere en dienste sal betaal van die buiteland af. So ons rand gaan nou sterker is. So ons gaan minder betaal vir iets in Amerikaanse dollar, Europese euro, Japaneese yen, die Britse pond. So as ons rand sterk is, beteken dit ons betaal minder vir goedere en dienste. En as ons iets wil uitvoer of invoer. Maar 'n swak rand het natuurlik die teenoorgestelde effek. So 'n swak rand beteken dan dat ons geldeenheid baie swak is. So wanneer dit swak is, beteken dit ons gaan ongelukkig meer betaal vir goedere en dienste aan die buiteland. So as ons enige iets either van Temu af wil koop of Shein af wil koop, julle ken julle buitelandse of julle online shop. So as ons enige iets dan nou sal koop, gaan ons ongelukkig duurder moet betaal vir hierdie items. So, sterk rand beteken ons gaan minder betaal vir goedere en dienste, maar swak rand beteken ongelukkig ons gaan meer moet betaal vir goedere en dienste. Ek hoop dit maak sin. Net so klein aktiwiteit. So wat is die verskil tussen die plaaslike geldeenheid en 'n buitelandse geldeenheid? Onthou wat ek gesê het? Plaaslike geldeenheid, die geld wat ons in 'n spesifieke land gebruik. En enige ander geld word die buitelandse geldeenheid genoem. Dan noem ten minste 2 hoofgeldeenhede. As ek vir jou 'n wenk kan gee, die geldeenhede wat van gepraat word tydens die nuus, so net 2 van hulle. Waar of onwaar? Is Suid-Afrika of in Suid-Afrika gebruik ons die Britse pond? Kies die regte woord in die volgende stelling. Suid-Afrikaners kry meer of minder waarde vir hul geld as die ekonomie goed doen. Het jy jou antwoord kies? Kom ons kyk. So, onthou nou, is baie belangrik dat jy altyd hierdie vragies moet neerskryf, notuleer
en dit beantwoord tot die beste van jou vermoë. Nommer 1. Wat is die verskil tussen 'n plaaslike geldeenheid en 'n buitelandse geldeenheid? Jy was reg. Plaaslike geldeenhede word in jou eie land gebruik. En dan enige ander geldeenhede wat nie die Suid-Afrikaanse rand is nie, word beskou as buitelandse geldeenhede. Ek het gesê moet ten minste 2 hoofgeldeenhede noem. Ek hoop jy het dit. So, as jy genoem het Britse pond, korrek. As jy genoem het Europese euro, korrek. Jy kan miskien Japaneese yen genoem het, korrek. Australiese dollar, korrek. Of die VSA dollar, korrek. Onthou jy het net 2 om te kies. Waar of onwaar? In Suid-Afrika gebruik ons Britse pond? Nee. Onthou, ons gebruik die Suid-Afrikaanse rand. So die stelling is onwaar. Ons gebruik die rand of die ZAR. Dan moes jy gekies het. Kies die regte woord in die volgende stelling. Suid-Afrikaners kry meer of minder waarde vir geld as die ekonomie goed doen. Onthou nou jou sterk rand en jou swak rand. Wat is ons antwoord hierso? So as die ekonomie goed doen, beteken dit betaal ons natuurlik meer. Ons kry meer waarde vir ons rand, so ons betaal minder vir goedere en dienste. Net om dit reg te kry. Faktore van 'n sterk rand. Ons het nog geleer dat 'n sterk rand die volgende beteken. As die rand sterk is, betaal ons minder vir goedere en dienste. Maar as dit swak is, betaal ons meer vir goedere en dienste. So nou moet ons onsself vra. En ek vra ook nou na myself, maar wat maak 'n rand sterk of wat maak 'n rand swak? Kom ons kyk eers van faktore wat 'n rand sterk maak. So 'n sterk rand beteken die rentekoers is hoog, laer inflasie, sterker binnelandse ekonomie, politieke stabiliteit, so dit beteken ons land of die regering doen goed. Ons verdien meer geld op die uitvoere as op invoere. So onthou, besighede wil eintlik meer geld maak. So as ons uitvoere natuurlik, of as ons iets uitvoer, wil ons meer vir hulle vra, so hulle betaal meer vir ons uitvoere, maar die invoere moet goedkoper wees. Reg, so dit is wat hulle hiervan praat. En dan die regering se skuld verminder. So kom ons gaan weer deur dit. 'n Sterk rand beteken hoë rentekoers, maar wat nie vir ons affekteer nie. Reg. 'n Laer inflasie, sterker binnelandse ekonomie, die politieke of die regering is stabiel, politieke stabiliteit, ons verdien meer geld op ons uitvoere en invoere, en die regering se skuld verminder. Dan, wat is die faktore van 'n swak rand? 'n Swak rand beteken die volgende. Daar is 'n laer rentekoers. So dit beteken ons gaan minder inkry. Hoër inflasiekoerse. So kan ons sien, daar's 'n teenoorgestelde tipe verhouding tussen die twee. Swak binnelandse ekonomie, so ons ekonomie doen nie so goed nie.
daar is nou nie politieke stabiliteit nie, maar politieke onrus, daar's korrupsie in die land. En dan spandeer ons meer op ons invoere as ons uitvoere. En die laaste punt, die regering se skuld vermeerder. So dit raak nie minder nie. Reg. So, net so vinnige aktiwiteit. Wat is voordelig vir ons land? 'n swak rand of 'n sterk rand? As die ekonomie goed doen, is dit 'n voorbeeld van 'n sterk of 'n swak rand. En dan moet jy 2 voorbeelde van politieke onstabiliteit noem. Het jy dit? Kom ons kyk. Wat is voordelig vir ons land? 'n sterk rand of 'n swak rand? Natuurlik moet dit 'n sterk rand is, want ons wil nie meer betaal vir ons uitvoere nie. Reg. En ons wil natuurlik hê die ekonomie moet goed doen. So as die ekonomie goed doen, is dit dan 'n voorbeeld van 'n sterk rand of 'n swak rand? Natuurlik weer eens 'n sterk rand. Noem 2 voorbeelde van politieke onstabiliteit. Ons kon korrupsie gekies het, reg? Politieke onrus, reg? Geen deursigtigheid. So alles word onder die mat natuurlik gevee. Klimaatverandering, reg? So daai en ek neem aan u onderwyser het ook al van baie of jou blootgestel aan baie faktore wat bydra tot 'n swak rand en wat 'n politieke onstabiliteite natuurlik inhou. Dan, kom ons kyk na die volgende. Ek wil graag hê ons moet net so vir 'n week na die nuus kyk. En dan notuleer jy vir my die volgende. Kyk die nuus vir die volgende week en kyk hoe die hoof buitelandse geldeenhede verander. En wat dra by tot die fluktuasie in die geldeenhede. En fluktuasie 'n ander woord vir die wisseling. Wisseling. Of natuurlik verander. Verandering in geldeenhede. Dan skryf jy vir my jou datums neer, soos byvoorbeeld as jy nou vandag die nuus begin kyk, skryf jy die 5de Mei of die 5de Maart en dan skryf jy die was die Japaneese yen se waarde, die was die Australiese dollar se waarde, die was die FSA dollar se waarde. Môre kyk jy weer die nuus en dan skryf jy en so voort sodat jy kan sien hoe belangrik ons ekonomie en die ander faktore wat gelys was, hoe dit natuurlik die rand either versterk of verswak. 'n opsomming. Wat het ons geleer vandag? Plaaslike geldeenhede is die geldeenheid wat ons in ons eie land gebruik. Buitelandse geldeenhede is enige geld wat nie in jou land gebruik word nie. So net weer hy selfde voorbeeld wat ek gemaak het aan die begin. Ek is tans 'n Suid-Afrikaner, so ek gebruik die Suid-Afrikaanse rand. So die Europese euro, Britse pond, Japaneese yen word beskou as my buitelandse geldeenheid. Maar as ek dan nou in Brittanje gebly het, dan sou die Britse pond my plaaslike geldeenheid gewees het. So dit beteken waar jy jouself bevind, noem ons die plaaslike
eenheid as jy 'n inwoner is van daardie land. Reg. Dan mense, het ons gekyk na 'n swak en 'n sterk rand en meer spesifiek die faktore van 'n swak en 'n sterk rand. Die volgende les om uit na te sien en ek sal julle almal aanraai om 'n sakrekenaartjie soos hierdie saam te bring sodat ons ons berekeninge kan doen. Baie dankie.